Genesis, ons is in Genesis 22, vanoggend praat ons met u oor vers 9 tot en met vers 14. Genesis hoofstuk 22, ons lees vers 9 tot 14, die tema vanoggend, die woorde van die aartsvader Abraham, die Here sal voorsien. Genesis 22, ek gaan in die ou vertaling vir u voorlees, vanaf vers 9 tot en met vers 14, dit klink so. Ons kan die hele gedeelte lees, boonbehalwe die feit dat dit altyd 'n tydskwessie is dit nie altyd maklik nie. Dis vir my 'n verskriklike gedeelte om te lees net en om daaroor te praat, maar ons is by die hoogtepunt vanoggend en ons gaan vanaf vers 9 tot 14 hanteer. So vers 9 klink so. Toe hulle, dis nou Abraham en Isak, kom op die plek wat God hom aangewys het, het Abraham daar die altaar gebou en die hout reggelê. Daarna het hy sy seun Isak gebind en hom op die altaar bo op die hout gesit. Toe steek Abraham sy hand uit en neem die mes om sy seun te slag. Maar die engel van die Here het na hom van die hemel af geroep en gesê: Abraham, Abraham. En hy antwoord: Hier is ek. En hy sê: Moenie jou hand na die seun uitsteek nie en doen hom niks nie, want nou weet ek dat jy God vrees en jou seun, jou enigste, van my nie teruggehou het nie. En toe Abraham sy oë opslaan, sien hy met eens 'n ram wat agter in die bos met sy horings vasgeraak het. En Abraham het gegaan en die ram geneem en dit as brandoffer in die plek van sy seun geoffer. En Abraham het die plek genoem: Die Here sal voorsien. So dit vandag nog gesê word, op die berg van die Here sal dit voorsien word. En dis tot daar wat ons saam lees in die onfeilbare woord van die Here. Mag die Here sy woord seën en dit heilig aan ons harte. Al die mans vir wie dit moontlik is om te staan, sal jy asseblief staan, dan nader ons tot die troon van genade. Ons bid net saam. Here, ons kyk na die verhaal van Abraham in hierdie dae. Ons is al 'n geruime tyd besig in Genesis, maar wat 'n voller, dieper betekenis het dit nie vir ons as ons vanoggend bid en ons sê: U is die God van ons vader Abraham. Dit beteken vir ons soveel meer. Ons wil maar net vanoggend al die lof en al die dank van ons harte aan U bring. U is waardig. U is heilig. U is almagtig. U is die grootte God. Ons wil bid saam met die gebed van die apostel Paulus, as hy dink aan al sy gemeentes, en ek dink spesifiek aan die gebed vir die Kolossense, waar hy sê ons bid dat ons vervul mag word met die volle kennis van God se wil, deur al die wysheid en insig wat die Heilige Gees gee. Wanneer ons die Bybel lees en bestudeer, dan is daar in ons harte dikwels 'n luiheid, en dit is moeilik selfs om dit te sê. Ons raak so maklik traag in ons ywer. Ons vervlou in ons liefde. En tog is elke woord, elke stukkie van die Bybel is vir ons kosbaar. Dit behoort ons aan te vuur om U te dien, om U lief te hê, as ons maar net dink aan al U genadebewyse. Vanoggend wil U met ons praat, ook in hierdie sin van die verhaal waar Abraham getoets word. U wil vir ons leer. U wil hê dat ons na ons eie lewe sal kyk en sê: Here, hoe kan ek U meer en beter dien? Hoe kan ek meer doen, meer beteken vir U koninkryk, vir U saak? Dikwels as ons wegdraai van hierdie dinge af, doen ons dit tot ons eie nadeel. En ons wil nie so dwaas wees nie. Ons wil U ken, ons wil U dien, ons wil U volg. Hier staan ons nou voor U manne wat
voorloop in die huis, wat veronderstel is om 'n groot gewig, die verantwoordelikheid te dra vir baie dinge. U het ons aangestel. Ons is voor U namens ons gesinne, namens ons huise, namens ons gemeente. En ek wil bid dat U vir ons wysheid sal gee, dat U ons sal leer hoe ons U kan dien. Werk in ons midde, verheerlik U self. In Jesus naam. Amen. Op talle plekke in die Bybel is daar openbarings van God aangaande homself. Hy leer vir ons van homself en dikwels is dit deur middel van name. Ons het al 'n paar keer in Genesis die name van God gesien. Sommige van hulle was die verbondsname soos wat dit bekend staan, maar dit is openbarings van God aan ons, aan die wat hom ken. Ek doen nou nie, dis nie 'n studie van die name van die Here wanneer ons deur Genesis werk nie, maar ek het elke keer genoem wanneer dit daar kom. So het ons gesien byvoorbeeld in Genesis 14, toe ons gepraat het oor Melchisedek. Hy het God geprys as El Elyon, die allerhoogste God. Nou die oorspronklike terme staan nou nie so daar nie, hulle vertaal dit in die Afrikaans, dan beteken dit die allerhoogste, hy het die naam van die allerhoogste God aangeroep. Dis sy naam El Elyon, 'n saamgevoegde naam wat hom beskryf as die allerhoogste God. Genesis 16, daar met die vertelling van Hagar, het ons gesê, hy het homself bekend gestel as El Roi, die God wat sien. Genesis 17 met Abraham, hy het hom genoem El Shaddai, God die Almagtige. Genesis 21, Abraham het hom genoem El Olam, die ewige God. Daar het hy die naam, is daar by die terpentynbome van Mamre. Die ewige God, sy naam het hy aangeroep. Nou as jy dink aan ons gedeelte, hierdie vertelling van Abraham en Isak en die toets wat daar in Abraham se lewe was om Isak te offer, dan sal dit vreemd wees. As jy 'n Bybelstudent is en jy lees en jy sien die gewig van hierdie gedeelte, sal dit vreemd wees as daar nie ook een of ander bekende naam van God hierin voorkom nie. En ons gaan dit vanoggend leer ken. Die Here gee vir ons sy naam en u ken dit almal as Jehovah Jireh of Yahweh Jireh sal 'n beter vertaling wees, want dit gaan oor die verbondsnaam van die Here. Die Here sal voorsien. In ons vertaling, dit is die berg wat genoem was, die Here sal voorsien. Jehovah Jireh, die Here sal voorsien. Daar's liedjies daaroor, dis 'n bekende naam. Dis hoe God homself vanoggend ook aan ons openbaar. Nou die gedeelte wat ons met u wil bespreek, wat ek met u wil bespreek vanmôre, van 'n vers van 9 tot 14, het 'n paar goeie dinge in, maar ek wil dit opdeel dat ons net by 3 hoofpunte stil staan vanoggend. En dit is kwessies waarna ons moet kyk om die gedeelte te verstaan, maar belangriker om God werklik te ken as die een wat voorsien, as die een wat in ons lewe voorsien. En ek gaan klem lê op hoe hy vir ons voorsien. Dit bring ons by die eerste hoofgedagte. En ons moet kyk na die verhaal, die vertelling, weer eens net vinnig inleidend, as 'n vertelling, 'n illustrasie van die evangelie. 'n Illustrasie van die evangelie wat daarin voorkom. Vir hierdie 3 dae wat hulle nou geloop het, van waar hulle by Beersheba was, moes hulle na Moria toe loop, 'n 3-dag reis end wat hulle moes gaan, hy, Isak en 2 van sy diensknegte. En ons het met u gepraat verlede week oor waar is die lam? Hierdie groot vraag, wat eintlik 'n kernwaarheid is in die evangelie. Abraham se enigste bron om hierdie vraag te antwoord, was gesetel in sy vertroue in God. Daarom het hy herhaaldelik gesê, verlede week gepraat oor vers 8, Abraham antwoord, God sal vir homself die lam vir 'n brandoffer voorsien, my seun. Toe Isak vir hom vra, Vader, ons het die vuur, ons het die hout, waar is die lam? God sal voorsien. God sal voorsien. Nou arriveer hulle, en ons kom by ons eerste vers wat ons gelees het in vers 9. Toe hulle kom op die plek wat God hom aangewys het, het Abraham daar die altaar gebou en die hout reggelê. Daarna het hy sy seun Isak gebind en hom op die altaar bo op die hout gesit. Een van die baie goeie kommentare wat eintlik maar net 'n
Hebreëse kenner is en hierdie goeters vir ons uitlê, H.C. Leopold, hy maak 'n punt daarvan dat die skrywer, en dis 'n woordelikse inspirasie, verwys na die altaar. En hy sê, dit verwys na die spesifieke voorskrifte van God. Jy moet die Here dien op sy manier. So moet jy die altaar maak. Die Here, toe hy vir hom gesê het, gaan offer jou seun, het hy heel moontlik vir hom gesê, dis hoe die altaar moet lyk, dis hoe jy dit moet doen, want dit was 'n ding wat deur die geslagte van Adam en Eva se tyd af oorgedra is. Dit het ons al baie oor gepraat. Daarna het hy sy seun Isak gebind. Hier is ook baie te sê oor die vertroue wat Isak moes hê, 'n jong tiener seun wat 'n ou pa gehad het. Hoe sou hy ontvang as Isak was soos die meeste seuns vandag? Hoe kon hy hom oorweldig as Isak was soos die meeste seuns? Miskien moet ek dit wêreldwyd veralgemeen om te sê, pa gaan nie dit met my doen nie, sterkte met daai ene, hoe gaan hy ontvang? Maar daar is 'n stuk vertroue in Isak se lewe om sy vader te gehoorsaam, om sy vader te vertrou en dan die God van sy vader te vertrou, want dit was die antwoord, God sal voorsien. Jou moontlike verduideliking, ons weet nie, jy kan baie hierby invoeg en probeer skilder rondom hierdie gedagte, maar wat 'n vertroue, wat 'n geweldige saak. Vers 10 en 11, toe steek Abraham sy hand uit, nou dit is, dink jouself in, ek wil nie te veel uitbrei nie, want dit ruk my hart. Hy verduidelik vir Isak. Isak, dis hoe dit gaan werk. Isak is gewillig. Maar hy sê, ek moet jou hom vasmaak. Dis reg, Vader. Hy maak hom vas. Hy bind hom. Nadat hulle die altaar reg gekry het en die hout reg gepak het. Dis 'n brandoffer. Sit hom op die altaar. Sit hom reg. En nou sê die skrif, toe steek Abraham sy hand uit en neem die mes. Nou, u moet verstaan, die meeste kinderbybels wys dat Abraham se hand in die lug is en hier kom die mes nou. Ek glo nie dit was so nie. Die Bybel sê, hy het gegaan om die mes te vat, want hier kom ons nou. Hier is die deel waar hy sy seun moet slag. Hy sê, hy steek sy hand uit en neem die mes om sy seun te slag. Dis die hoogtepunt, hier is die klimaks. Hier is die gedeelte wat Abraham verwens. Hy het hom voorgeneem, hy het alles reg gedoen, hier sit nou, en hy doen dit. Hy steek sy hand uit, neem die mes, vers 11, maar die engel van die Here het na hom van die hemel af geroep en gesê, Abraham, Abraham. Is dit vir die vreemd dat hy dadelik antwoord, ja Here, hier is ek. Dis die klimaks van die gedeelte. As jy pynsend lees oor die verhaal, en ons het hom opgedeel, dan kom jy agter hoe die spanning opbou, soos enige goeie verhaal behoort te doen. Hier is die piek, as jy wil. Die hoogtepunt, die spanning gaan nou nie verder nie. Dieselfde H.C. Leopold wil ek vinnig vir die aanhaal. Hy sê, God knew that the hand that had the courage to pick up the knife would not have hesitated to perform the sacrifice. He knew that in Abraham's heart the necessary surrender had been made. Abraham would suffer nothing to stand between him and his God. God was Abraham's dearest treasure. God's will, his chief concern. Hy was lief vir Isak. Ons het daaroor gepraat, dalk te lief vir Isak. Maar hy was liever vir God. En hy het dit bewys. Nou gaan ek spring na vers 13 en 14 toe. Toe Abraham sy oë opslaan, sien hy met eens 'n ram wat agter in die bos met sy horings vasgehaak het. En Abraham het gegaan
die ram geneem en dit as brandoffer in die plek van sy seun geoffer. Ons het gepraat oor die plaasvervanger. Wat 'n beeld van die evangelie. Hier's 'n plaasvervanger. Dit het Abraham nou geïllustreerd beleef. Dit is nie nodig vir Isak om te sterf nie. Hier is die plaasvervanger. Dis die evangelie. Dis nie nodig vir my om te sterf nie. Daar is 'n plaasvervanger. Die Here sal voorsien. Abraham het gegaan en die ram geneem en dit as brandoffer in die plek van sy seun geoffer. Vers 14, en Abraham het die plek genoem, die Here sal voorsien. Jehovah Jireh of Yahweh Jireh. Sodat vandag nog gesê word op die berg van die Here sal dit voorsien word. Nou ek wil vir iets wys waaroor die Amerikaners net die Engelse kommentare, hulle het nou 'n hele paragraaf, halwe bladsy, partykeer 'n bladsy nodig om te verduidelik. Ons het nie nodig nie, want dit is in die Afrikaans dieselfde as in die Hebreëus. Die woordjie sien is noemenswaardig. Toe sien Abraham die ram wat agter in die bos met sy horings vasgeraak het. Hy sien. En hy noem die plek, die Here sal voorsien. Dis dieselfde woord, nie? Dis 'n samevoeging vir voorsien, maar sien en voorsien, daar's 'n element wat dieselfde is, ook in die Hebreëus. Daar's 'n element in wat nie in die Engels so is nie. Want dit is he saw and provide en jy kom nie amper by mekaar uit nie. Maar in die Afrikaans is dit voorsien en sien, daar's 'n sinspeling. En dit word so toegepas. God sien want hy weet, hy ken alles. God is die een wat sien. Selfs as met Hagar, hy is die God wat alles weet. En daarom voorsien hy voor die tyd in sy almag, in sy grootheid. Dit is waar, dis hy wat sien en dis hy wat voorsien in ons nood. Nou is waar in die algemeen, maar is veelzeggend wanneer dit hier kom in ons situasie waar die verhaal die spanning laat opbou het. En as jy dit die eerste keer dink vir jouself, miskien kan jy onthou. Daar's party ons wat baie beter onthou as ek. Ek kan nie onthou toe ek dit die eerste keer gehoor het nie. Ek kan regtig nie onthou wie dit vir my eers vertel of dit my pa of my ma of miskien by die sonnaskool. Ek kan nie onthou nie. Maar as jy dit vir die eerste keer moes hoor, wat 'n verhaal. As jy nie weet wat gaan gebeur nie, wat 'n verhaal. Hier's so spanning en dit bou op. En nou kom die voorsienigheid van die Here. Ek wil weer sê, dis in die algemeen baie mooi om te weet God voorsien, maar veral in hierdie situasie met die desperasie van sy beleerde dienaar. Abraham wat net geen ander uitweg, daar was nie 'n ander pad nie, daar was nie 'n ander, wat moes hy doen? Hy moes sy seun offer. Nou vir ons, as ons dink aan die Here sal voorsien, is daar baie dinge wat ons kan sê, né? In alle bedienings is dit noodsaaklik, in alle lewens van die kinders van God is dit noodsaaklik dat ons sal weet die Here sal voorsien. Dit is hoekom ons voor etes tyd neem om te bid. Ek hoop u doen dit voor elke ete, al is u alleen, net om die Here te dank. Here, u het voorsien. In alles wat ons doen, reg deur ons lewe, moet ons weet, dit is die Here wat voorsien. Maar jy sien uiteindelik die mooiste en die beste illustrasies is in die sendingverhale. As jy lief is daarvoor om te lees wat gebeur het met sendelinge op die sendingveld, en elke keer as ons sendelinge kry wat vir ons kom vertel van hulle belewennisse, dan sal dit wees wat hulle vertel. Want as jy in 'n vreemde land is, vreemde omstandighede, en jy is op die woord van die Here gestuur, dan het jy nodig om te weet, daar's een wat voorsien. En dis die Here. So lees ons byvoorbeeld in 1859 van 'n man met die naam van Hudson Taylor, wat die China Inland Mission begin het. Die Here het dit vir hom moontlik gemaak om saam met 'n sekere Dr. Parker te werk, en hulle het 'n hospitaal begin in China. Hy het 'n passie gehad vir die mense van China, en in hierdie hospitaal, dit het hulle eintlik maar gebruik om die evangelie te verkondig. Maar Dr. Parker se vrou het siek geword, ernstig siek geword, en sy is toe oorlede, skielik oorlede. En hy besluit hy gaan terug Skotland toe. En Dr. Parker was die een wat die geld voorsien het vir die hospitaal, en wat mense se salarisse betaal het, wat gewerk het in die hospitaal. En nou besef Hudson Taylor, China Inland Mission het nou nie meer geld nie. As Dr. Parker teruggaan, dan is dit eintlik maar klaar. Voor sy vertrek, as jy nou die biografie gaan lees, en Hudson Taylor het 'n autobiografie ook geskryf, maar in die biografie sê hy dat
Dr. Parker het vir hom gesê, miskien moet jy dit maar sterk oorweeg om die hospitaal toe te maak. Ek kan nie meer nie, ek het ander belange, en hy is terug Skotland toe, so miskien moet jy maar die hospitaal toemaak. Hudson Taylor het anders gedink. Hy het geglo die Here wil hom daar gebruik. Belê 'n vergadering, kry al die personeel van die hospitaal bymekaar en hy sê vir hulle die volgende. Luister mooi. Hy sê luister, ek het nie geld om julle te betaal nie. Daar's 'n paar wat geloop het, meeste het gebly. Maar op laas kom hulle by die laaste sak rys. Hulle het baie rys geëet, dis China. En hulle kom by die laaste sak rys. En hulle besef, wel dit wat ons nou nog gehad het, hierdie is die laaste. Toe kom daar 'n brief aan vir die China Inland Mission. En Hudson Taylor maak die brief oop. En dit is vir hom duidelik dat die brief 'n paar maande van tevore al geskryf is en gestuur is uit Engeland. En dis 'n brief van 'n man, meneer Burger in die Engels, wat sê, hy stuur 'n cheque van £50, nou jy kon ver kom in 1859, kon jy ver gaan met £50, stuur vir hom 'n cheque van £50, en hy skryf vir hom onder andere, Dr. Taylor, ek het 'n groot erflating gekry. Weet jy dalk van sendingwerk wat fondse benodig? Wat 'n voorsienigheid. Die skrywer van Hudson Taylor se biografie verwys na Genesis 22. Hy verwys na hierdie verhaal wat ons lees. En hy sê, is not our God the God of Abraham, who called the place of his trial Jehovah Jireh, as it is said today, on the mount of the Lord it shall be provided. Hy noem dit in sy biografie toe hy skryf van Hudson Taylor. Nou ek wil weer sê, doen jouself 'n guns. Julle moenie die sendingverhale minag nie. Lees hoe mense die Here dien en dan sien jy, hy is die Here wat voorsien. Nou dink saam met my vriende, dikwels word u en ek ook gebring en ons kom dalk nie by ons laaste sak rys nie. Ons kom dalk nie by ons, jy weet, laaste sente of wat dit ook al mag wees nie. Maar ons kom op 'n punt waar ons weet, daar is geen ander uitweg nie. Waar jy weet, as die Here nie nou iets groot, 'n wonderwerk gaan doen nie, dan is hierdie saak daarmee heen. Dan is hierdie saak verby. En die vraag wat in my gemoed opkom, ek is 'n ou wat hou daarvan om die feite op die tafel te hê voor ek 'n besluit moet neem. Ek is 'n ou wat hou daarvan, my pa het altyd gesê, ek piek nie 'n fight wat ek nie weet ek gaan wen nie, né? So, dis nou maar net my geaardheid, maar hoekom los die Here ons dikwels? Dat ons so in 'n hoek gedryf word, dat daar geen ander uitweg nie, voor hy uitkoms gee. Het jy dit al agtergekom? Hoekom los hy altyd dat dit letterlik niks anders is waarop jy kan staan nie? Hoekom? Wel, een van die redes wat ek vir u kan gee is, hy wil hê ons moet bid. En hy wil hê ons moet meer bid. Hy wil hê ons moet van die begin af, selfs al is daar baie uitweë en maniere om oor hierdie ding te kom, moet ons bid, behoort ons te bid en te sê, Here, sal u my wysheid gee, sal u my help. Maar wanneer ons wel in 'n hoek is, wanneer ons wel in daai doodloopstraat is en dinge lyk nie goed nie, is dit nie dan wanneer ons dikwels selfs ook die kinders bymekaar kry, as 'n gesin sê, nou gaan ons bid. Hier's 'n krisis, dis wat gebeur het, kom ons bid saam. Kom ons bid. Kom ons vertrou die Here. Die plek waar al hierdie, terug by ons verhaal, die plek waar dit alles plaasvind, word genoem die berg van die Here. Die berg van die Here. En dit word 'n uitdrukking in die Bybel. Moses op Sinai, berg van die Here. Dit spreek van 'n plek waar die kind van God met die Here ontmoet, en waar jy voor die Here buig in afhanklikheid en sê, Here, hier is ek voor u. Dis dalk 'n bank in jou sitkamer, dis dalk daar langs jou bed waar jy kniel, dis dalk 'n studeerkamer as jy bevoorreg is om 'n studeerkamer te hê. Dis 'n plek waar jy met die Here ontmoet, dis die berg van die Here, in afhanklikheid voor hom buig en sê, Here, hier is ek, hier is my nood, sal u genadig wees, sal u my help. Nou ek wil vir u sê, ons het met u gepraat oor Isak wat heel moontlik gewillig moes wees, wat heel moontlik ook geloof moes openbaar, die geloof van sy pa, die geloof van sy pa in die God van sy pa, en hy het daar definitief daaruit gebaat,
Want hy moes hoor, ek glo hy het gehoor hoe sy pa in benoudheid vooraf gebid het en herhaaldelik gesê het, my seun, die Here sal voorsien. En dan sal hy dalk mompel as hy bid, Here sal u voorsien, Here sal u, my seun, die Here sal voorsien. Isak het daarby geleer, ons gaan nog praat oor Isak, want die pad lê voor vir hom. Daar's 'n baie mooi evangeliese kern, en ons gaan aan die einde weer daarby kom. Hierdie verhaal is gegee, hierdie verhaal het gebeur, vir my, om die evangelie te verstaan, en om uit die evangelie te leef, elke dag. Maar dit bring ons by 'n tweede gedagte, en daar's 'n teologiese kwessie wat ek met u wil bespreek. Jy het agtergekom, ek het vers 12 oorgeslaan. Die woorde van die gedeelte laat vrae ontstaan, spesifiek die woorde in vers 12. En hy sê, is nou toe Abraham die mes vat, roep hy na hom en hy sê, moenie jou hand na die seun uitsteek nie, en doen hom niks nie, en dan spesifiek hierdie woorde, want nou weet ek, dat jy God vrees, en jou seun, jou enigste, van my nie teruggehou het nie. Let op die woorde, nou weet ek. Hoe kan dit wees, dat God dan voor die optrede, nie geweet het nie? Het jy daaroor al gedink? Dis 'n kwessie. Nou hierdie uitspraak, en soortgelyke uitsprake in die Bybel, val onder dieselfde, het word onder dieselfde kam geskeer. En dit het veroorsaak, dat daar baie mense is, wat teorieë formuleer, om te sê, hoe gaan ons dit nou verklaar? Hoe maak jy nou met die ding? Jy weet, want daar is altyd kwessies ter sprake. En die slim ouens vorm teorieë. Maar daar het 'n teorie ontstaan, wat bekend staan vandag nog as, in die Engels praat hulle van open theism. In die Afrikaans sal dit dan, en is 'n direkte vertaling, ek is regtig onseker daaroor, want al my boeke is Engels, so ek het dit maar direk vertaal, en ek sien Google vertaal dit ook so as oop theïsme. En ek dink dis 'n regte vertaling, want ek weet nie van 'n ander term nie. As iemand kan help daarmee, sal ek dit waardeer. Maar dis oop theïsme, open theism. Dis 'n teorie wat probeer om die voorkennis van God te verklaar in die lig daarvan dat die mens steeds sy vryheid en sy wil moet behou. So met ander woorde, daar's altyd hierdie botsing. Daar is baie keer, miskien moet ek sê baie keer, want party ons dink net nie verder nie, maar daar's baie keer hierdie botsing tussen, maar as God dan soewerein is, en die mens het dan 'n verantwoordelikheid, of die mense dan nou 'n keuse, hoe kom die goed by mekaar? Hoe werk dit dan nou? En ek wil weer sê, dit word onder dieselfde kam geskeer as met die open theism word dit probeer verduidelik, maar dat daar 'n verskil is. Hoe kan ons sê, God het nie geweet nie, of nou weet God? Hulle sal sê, die ouens van nou dis nie, ek speel nie vir daai span nie, ek wil net duidelik wees. Ek speel nie vir die span wat sê open theism is die oplossing nie, hoor. Julle sal later verstaan vir watter span speel ek, maar kom ek praat met julle gou-gou oor open theism, want jy gaan baie sien in die leesstof en in die sosiale media en oral op die internet gaan jy dit sien. Dis 'n teorie wat God se voorkennis so verklaar. Hulle sal sê, God weet alles. In die sin van al die moontlike scenario's. God is soos 'n superkomputer wat presies weet, soos 'n skaakrekenaar. Jy weet, as jy daai skuif maak, dan is daar klaar 12,000 skuwe wat die rekenaar voorsien wat kan gebeur. So God weet alles. God sien alles in die sin van hy sien al die moontlike scenario's. Maar sê die oop teïsme ouens, hy ken nie regtig die toekoms nie, want die mens het steeds 'n vrye wil. En dis presies waar hierdie ding, verskoon die uitdrukking, maar die Griek sê crash and burn. Sodra jy sê, ja, God weet alles maar, God kan alles maar, dan is daar 'n probleem, want by God se soewereiniteit en God se almag en sy alwetendheid is daar nooit 'n maar nie. Nou ja, die oop teïsme ouens sê, hy ken al die scenario's, hy weet daarvan, maar hy kan nie regtig weet wat gaan gebeur nie, want die mens het steeds 'n vrye wil. So om te sê dat God nie die toekoms kan bepaal nie, soos wat die open theism, die oop teïsme ouens sê, bevraagteken onder andere die voorkennis van God, dit bevraagteken die soewereiniteit van God oor alles,
En al wat die mens doen, is om die mens dan soewerein te maak. Om te sê, ja, God weet alles, en God kan alles, maar, as die mens nie, dan kan God nie. En as die mens nie is nie, dan kan God nie. Wat doen jy? Jy sit, die mens word verhoog as die soewereine, en God word die pion wat moet handel volgens die mens se keuses. Is dit nie waar nie? Nou Bruce Ware is 'n Amerikaanse teoloog, het 'n baie goeie boek geskryf oor open theism. Die boek se titel is God's Lesser Glory, the Diminished God of Open Theism. Hy het regtig 'n kritiek geskryf oor hierdie teorie, want dit is 'n baie algemene teorie. En hy sê die volgende, ek haal dit vir u aan. Open theism strips the believer of the one thing needed most for a meaningful and vibrant life of faith. Dubbelpunt. Absolute confidence in God's character, wisdom, word, promise, and the sure fulfillment of His will. As jy enigstens vir iemand moet sê, luister, God beloof, maar jy moet net besef, daar is 'n kans dat hy dit dalk nie kan doen nie. Wat 'n belofte is dit? God is, jy weet, hierdie fantastiese, maar jy moet besef, daar's tye wanneer, jy weet, wat 'n God is dit? Dit beroof, Bruce Ware sê, dit beroof die kind van God van daai vertroue, en ek aanbid 'n God wie se karakter en sy wysheid en sy woord en sy beloftes en die waarmaak van sy wil is 'n vaste feit. Dis nie iets wat miskien of dalk, dis 'n feit. God het gesê, dit sal wees. As oopteïsme waar was, wil ek vir u sê, dan sou ons nie vanoggend saam met Abraham kon staan en so sê, ons aanbid Jehovah Jireh, die Here wat voorsien nie. Ons sal dit nie kan sê nie. En daar is selfs mense wat verkondig, dat God is die een wat soos berekende kanse waag. Omdat hy soos 'n superkomputer is hy die een wat al die scenario's ken, so as hy sê, dis hoe dit gaan wees, dan het hy al die berekeninge in gedagte, en dis met 'n baie groot kans sal dit gebeur. Dis wat hulle sê. Ons sê, nee. As God gesê het, dit gaan gebeur, dan is daar nie 'n kans dat dit nie gaan gebeur nie. Dis vas. Hoekom? Want God het dit gesê. Sy woord het dit bepaal. Nou ek wil vinnig net terwille van die ouens wat daarvan hou met die goed te speel, en ek weet daar's 'n paar van julle hier vanoggend, so verdra ons as jy nou nie so is nie. 3 dinge net vinnig noem, waarom oopteïsme nie waar kan wees nie. Eerste plek, daar is duidelike uitsprake in die Bybel wat oopteïsme ondermyn, of wat dit as vals bewys. Ek lees dit vinnig vir u. Jesaja 46 vers 9 en 10 sê, en skryf dit neer en gaan dink daaroor later, ek het nie tyd om oor alles te praat nie. Dink aan die dinge wat tevore was, van ouds af, dat ek God is, en daar is geen ander nie. Ek is God, en daar is niemand soos ek nie, wat van die begin af verkondig die einde, en van die voortyd af, wat nog nie gebeur het nie, wat sê, my raad sal bestaan, en al wat my behaag, sal ek doen. Met ander woorde, God sê, luister, toe ek die eerste sin van die eerste hoofstuk begin skryf het, kan ek al vir jou gesê het wat gaan in die laaste hoofstuk gebeur. Die verhaal het hom nie uitgewerk en gespeel soos wat dit moes, jy weet, maar net soos water loop nie. Ek het bepaal, ek het dit gedoen, my raad sal bestaan. God ken die toekoms, nie net omdat hy alles weet nie, maar omdat hy die toekoms bepaal het. Soewereine voorkennis, soewereine raad. Jesus leer dit in Matteus 10 vers 29 en 30, wanneer hy dit selfs na die kleinste dingetjie in die wêreld in jou bestaan toe vat. Hy sê, word 2 mossies nie vir 'n stywer verkoop nie, en nie een van hulle sal op die aarde val sonder julle Vader nie. Party ons verklaar dit as, hy weet van elke mossie wat val. Nee, dis binne sy plan. Hy het dit so bepaal. En van julle is selfs die hare van die hoof almal getel. God bepaal. Die tweede punt wat ek wil noem is, wanneer jy net 'n rasionele studie doen van die Bybel.
Rasioneel beteken dit, gebruik jou intellek. Dink vir jouself, dit wat die Bybel sê. En ek wil my amper verstout, en ek het dit nou nie in my notas geskryf nie, maar om saam met, was dit C.S. Lewis wat gesê het, God moet of 'n wonderlike God wees, of hy moet 'n lunatiek wees, want niemand kan sulke uitsprake maak, as jy nie God is nie. So hy's of God. Jy glo of alles in die Bybel, of jy gooi die Bybel weg. Jy kan nie middeweg vat nie. Nou hier is die saak. As opteïsme waar is, dink saam met my, dan word nie net God se kennis oor die toekoms hier bevraagteken nie, maar ook God se toekoms oor nou. Dis tog net logies, dink nou rasioneel. Sy kennis omtrent die hede word bevraagteken, want as Abraham getoets moet word, sodat God kan weet, kom ons toets hom, dan kyk ons wat gaan hy doen, dan beteken dit selfs nou, kan Abraham net verander. Want Abraham het mos 'n vrye wil, hy kan ons word soos wat hy wil, dan kan God mos nie dan weet nou wat gaan aan nie. Dis net logies. En dan kom verse soos 1 Samuel 16 vers 7 ter sprake. Want nie wat die mens sien nie, want nie wat die mens sien, sien God nie, want die mens sien aan wat voor oë is. Maar die Here sien die hart aan. God weet alles nou, God weet alles van die toekoms, God weet alles. Psalm 139 vers 4 en vers 16, want daar is nog geen woord op my tong nie, of U Here, U ken dit geheel en al. U oë het my ongevormde klomp gesien, en in U boek is hulle almal opgeskrywe, daar dat alles bepaal was, toe nog geen een van hulle daar was nie. Wat sê dit vir jou? God het nie net gemik in daai rigting van, ja, kom ons, hy het presies geweet. Weet jy wat sê dit van 'n God wat sê, voordat ek 'n woord gevorm het, het hy al klaar geweet wat gaan ek sê. Hy bepaal wat ek gaan sê. Dis God. Maar ek kom by die derde gedagte, as ons 'n kritiek van die opteïsme moet gee. Opteïsme, as dit waar was, sal dit die toets van Abraham en hierdie hele verhaal heeltemal nutteloos maak. Dit sal sinneloos wees. Wat sal gebeur as Abraham se gesindheid verander? Wat sal gebeur as Abraham na dit besluit, wie wat, dis aan dwaasheid hierdie, ek wil nie meer heen. Sal God dit weet? Sal hy bewus wees daarvan? Waarom sal die engel dit dan sê? En waarom sal die toets daar wees? Die antwoord hierop sien ons in vers 1. Hoekom moet die toets dan daar wees? Hoekom moet hierdie hele verhaal dan plaasvind? Want dit is 'n toets van God. Dis 'n beproewing, dis die doel daarvan. Dis 'n beproewing. So die woorde, nou weet ek, wat die engel gesê het, dui aan, Abraham het die toets geslaag. Abraham het die toets geslaag. Nie dat God nou uitgevind het nie. Die toets was daar, Abraham het die toets geslaag. Sy optrede is 'n getuienis van sy geloof wat eg is. En nou moet ons dit na onsself toe bring. Ons beproewings het dieselfde doel. Ons het met u gepraat oor beproewings wat ons almal deurgaan. Dis deel van die Christelike lewe. Ons beproewings het presies dieselfde doel. Die wêreld moet dit sien en hulle moet weet jou geloof is eg. Jy moet dit sien en jy moet groei in jou geloof en God moet daardeur verheerlik word. God moet daardeur groot gemaak word. Daarom is 1 Petrus 1 vers 7 ook uiters belangrik. Help iemand dan net vir Tannie. Druk die regte knoppie, Tannie. Een van die jong mense. Help gou om af te stel. Helene, jy moet vir een van die jong mense gee, dat hulle gou vir jou help. Tannie moenie sleg voel nie. Tannie het hulle geleer om met 'n lepel te eet, sê my ma altyd. So hulle sal vir Tannie wys hoe sit 'n mens om op sag. 1 Petrus 1 vers 7 is hier ter sprake. En ons het al daaroor gepraat.
sodat die beproefdheid van julle geloof, wat baie kosbaarder is as goud wat vergaan, maar deur vuur gelouter word, bevind mag word tot lof en eer en heerlikheid by die openbaring van Jesus Christus. Hoekom moet ons beproewings deurgaan? Die wêreld moet dit sien, en weet jou geloof is eg. Jy moet dit sien en sê, wow, my geloof is eg, maar dit moet God verheerlik. Want hierdie tipe geloof is iets wat God verheerlik. Maar laastens wys die engel, en ek kom by die laaste gedagte, en gaan ons afsluit, die engelse uitspraak wys vir ons, daar is iets wat in ons hart moet wees. Daar is 'n kwessie wat in ons hart moet wees, en dit is 'n praktiese kwessie waaroor ek met u wil praat. Wat is dit wat bewys dat Abraham se geloof eg is? Wat is dit wat bewys Abraham se geloof is die regte? Soos die Engelse sal sê, die genuine ding. Wat is dit? Kyk saam met my na vers 12. Die engel sê, moenie jou hand na die seun uitsteek nie, en doen hom niks nie, want nou weet ek, dat jy God vrees. Dis wat die verskil maak. Dis wat die verskil maak. Ons praat nie meer so nie, die vrees van die Here. Ons praat nie meer so vandag nie. Ek het baie lanklaas iemand gekry wat vir my gesê het, daai ou is godvreesend, of daai vrou is regtig godvreesend. Niemand praat meer so nie. En tog is dit 'n Bybelse uitspraak. Tog is dit 'n Bybelse saak. Ons moet dalk leer om so te praat. Dit praat van 'n toegewyde, 'n gesonde, 'n liefdevolle verhouding teenoor God, om God te vrees. Hoe dikwels kom dit nie voor in die Ou Testament nie? Hoe dikwels kom dit nie voor in die Psalms nie? Ek noem gou 'n paar. Psalm 22 vers 24. Julle wat die Here vrees, prys hom. Al die nakomelinge van Jakob, vereer hom. Ja, vrees hom, al die nakomelinge van Israel. Dis 'n goeie ding wat die Here wil hê, ons moet beoefen. Psalm 111 vers 10. Die vrees van die Here is die beginsel van die wysheid. Almal wat dit beoefen het 'n goeie verstand. Sy lof bestaan tot in ewigheid. Dis 'n goeie ding in jou lewe om die Here te vrees. Ons het daaroor gepraat so aand of 'n week of wat gelede in die aand. Spreuke 14 vers 26-27. In die vrees van die Here lê sterk sekerheid. Ook vir die kinders van 'n sodanige sal daar 'n toevlug wees. Die vrees van die Here is 'n fontein van die lewe om van die strikke van die dood af te wyk. Kan ek vir u iets sê? Daar's sekere mense wat sê, ja, maar dis Ou Testament. Die God van die Ou Testament was 'n wrede God, en hulle moes hom vrees, maar die God van die Nuwe Testament is 'n ander God, en hy's liefdevol, en ons moet hom nie meer vrees nie. Dis hoekom ons nie meer so praat nie. 1 Petrus 2 vers 17, Nuwe Testament. Julle moet almal eer, die broederskap lief hê, God vrees, en die koning eer. Dis nie net 'n Ou Testamentiese beginsel nie, dis 'n beginsel vir ons. Een van die kommentare hier sê, John Carrett is sy naam, hy sê, the fear of God signifies reverence that leads to obedience. En ek stem saam met wat John Carrett sê, dis Bybels. Want as jy God vrees, sal jy hom gehoorsaam. Daar's mense vandag wat sê hulle is Christene. Daar's mense vandag wat sê hulle is gelowig. Daar's mense vandag, en gebruik nou maar enige term wat jy wil om daarbey in te voeg. Maar as jy na hulle lewe kyk, is daar geen gehoorsaamheid aan God se stem, aan God se woord nie. Daar's geen vrees vir die Here nie. En dis die krisis. Dis die krisis in ons kinderopvoeding, dis die krisis in ons huwelike, dis die krisis by ons werkplek. Dit is hoekom ons lyk soos wat ons lyk. Daar's geen vrees meer vir God nie. The fear of God signifies reverence that leads to obedience, om God te gehoorsaam. So as jy God nie gehoorsaam nie, kan jy nie sê jy vrees God nie. Bring ons by 'n ongemaklike vraag vir elkeen van ons, maar ons moet dit antwoord. Ek wil u vra, wanneer laas het jy by 'n kruispunt gekom? En ek wil nou regtig in nederigheid sê, ek skaar myself nie hoor as u, in die sin van, ek het dit nie nodig, of ek ken dit nie, of iets van, ek is saam met u in hierdie ding. Ek staan net hoor as u, sodat almal my kan sien. Wanneer laas het u by 'n kruispunt gekom, waar dit, gaan die kant toe, dan doen ek wat ek wil, maar ek weet, dis nie wat God wil hê nie. Gaan die kant toe,
Dis nie maklik nie, maar dis wat God wil hê. Die gewilde, aanvaarbare, dis mos maar die kultuur van ons dag. Niemand gaan vir ons nie, so kan dit mos maar doen. Of is jy die een wat sê, maar dis nie reg nie. Want God se woord sê, en dan wat dit ook al mag wees. Wanneer laas het u by so 'n kruispunt gekom? As u vir my sê lank terug, dan moet jy baie mooi gaan dink oor jou lewe. Want jou hele lewe bestaan uit sulke kruispaaie. Dinge wat ons moet besluit. Ons moet kies tussen dit wat aanvaarbaar en gewild en lekker is, aan die een kant, en dit wat reg is, aan die ander kant. Wat sê die Bybel? As mense vir my sê, ja, maar dan sê ek, maar wat sê die Bybel? Wat sê die Bybel? Het jy ooit gedink, wat sê God? Want die vrees van God moet sigbaar wees in ons lewe. Jy weet, daar is baie voorbeelde van geskenke wat die Here vir ons gee. Hy gee vir ons goeie dinge. Jou huwelik, dis iets wat die Here vir jou gegee het, as 'n geskenk. Dis 'n kosbare, wonderlike geskenk wat die Here vir jou gee. Hoor wat ek vir u sê. Dikwels moet ons kies tussen die vrees van die Here en die geskenk wat hy vir ons gegee het. Abraham het by daai punt gekom. Abraham word Isak gegee, geskenk. God sê, gee hom vir my. Dis daai kruispad. Maar Here, U het dit vir my gegee. Ja, gee hom vir my terug. Wat gaan jy doen? Gaan jy doen wat lekker is, of gaan jy doen wat die Here sê? Dis die vraag. As ons moet kies, is die meeste van ons geneig om die geskenk te kies, want dis mos die regte ding. God het vir my hierdie kind gegee, God het vir my hierdie huwelik gegee, God het vir my hierdie werk gegee, wat ook al. Maar hier is die groot kwessie, né, tussen die geskenk en die gewer van die geskenk. Wat gaan jy kies? Was dit nie maar Eva se probleem in die tuin nie? God, die gewer, en dit wat die gewer vir haar geskenk het. Sy het die geskenk gekies. En dis ons probleem. Satan wil hê ons moet die geskenk kies. God sê, ek is die gewer, vertrou my. Doen wat ek vir jou sê, ongeag of dit lekker is, ongeag of dit vir jou mooi lyk, ongeag of dit gewild is, doen wat ek sê, ek is die gewer, ek moet gesien word. Die oomblik wanneer ons wegdraai van enige gebod van God, dan maak ons geskenke afgode. En u weet, ek het al baie daaroor gepraat, 'n afgod is nie meer 'n beeld in ons dag nie, dit kan enigiets wees. Jou werk, jou huwelik, jou huweliksmaat, jou eie liggaam, dit kan plesiere wees wat die Here vir ons gee, wat reg en goed kan wees, maar jy maak dit 'n afgod, die oomblik wanneer jy wegdraai van God se gebooie. Dis waarom Jesus op hierdie beginsel voortbou. Dis nie 'n Ou Testamentiese ding nie. Jesus bou daarop voort. Lukas 9 vers 24. Elkeen wat sy lewe wil red, sal dit verloor, maar elkeen wat sy lewe om my wil verloor, hy sal dit red. As jy die hele tyd net jaag na wat jy wil hê, wat jy dink is goed, ja, want dit is wat ek wil hê, dan wil jy jou lewe red. Jy gaan jou lewe verloor. Gee dit vir die Here. Wees lief vir die gewer meer as vir sy geskenke. Ek sê nie sy geskenke is verkeerd nie, hy gee dit juis om te geniet, maar wees lief vir die gewer. Nou as ek getrou wil wees aan God en sy woord, dan is daar heel moontlik verhoudings en sukses dalk in my lewe, wat beïnvloed gaan word deur hierdie kwessie. Hoor wat ek vir u sê. Die meeste kinders van God, wat dit opreg bedoel met die Here, sal vir jou kan vertel van, ek kon al daai trappie bereik het in die wêreld. Ek kon al, maar ter wille van die Here is ek nie daar nie. En dis 'n goeie ding. Dis 'n goeie getuienis. Ons moet die prys betaal. Matthew Henry dring by ons aan om Abraham se voorbeeld te volg, en ek wil net sy aanhaling vinnig vir u lees wat ek ook saamgebring het. Matthew Henry sê, we must tread in the steps of this faith of Abraham. God, by His word, calls us to part with all but Christ. All our sins, though they have been as a right hand or a right eye or an Isaac, all those things that are competitors and rivals with Christ
for the sovereignty of our hearts. En dan verwys hy na dieselfde vers, waar hy sê, Christus moet alleenlik gehoorsaam word, Lukas 14:26. And we must cheerfully let them all go. Ons moet laat gaan. As daar iets is wat tussen my en God staan, laat dit gaan. As daar iets is wat vir my belangriker raak as my tyd met die Here, laat dit gaan. Volgens Jakobus het Abraham al reeds baie gebaat deur dit wat die Here vir hom geleer het, want die Here het vir hom vastigheid gegee. Die Here het vir hom versekering gegee van sy geloof, dat sy geloof eg is. Nou ek wil net vinnig noem, Jakobus word gesien as in stryd met dit wat Paulus gesê het. Inteendeel, het jy geweet, Martin Luther het gesê, Jakobus hoort nie eintlik in die Bybel nie. Want Jakobus leer saligheid uit werke. Maar dis nie waar nie. Dis nie waar nie. Paulus sê, jy word gered deur geloof alleen. Jakobus sê, ja, geloof alleen, maar daai geloof het altyd werke daarmee saam om die egtheid daarvan te bewys. Hy het nie ondermyn wat Paulus gesê het nie, hy het net bygevoeg by dit wat Paulus gesê het. Galasiërs 2:16. Terwyl ons weet dat die mens nie geregverdig word uit die werke van die wet nie, maar alleen deur die geloof. Romeine 3:20. Aangesien uit die werke van die wet geen vlees voor hom geregverdig sal word nie, want deur die wet is die kennis van sonde. Jakobus opponeer dit glad nie, maar sy punt is, geloof alleen, ja, maar geloof is nooit alleen nie, want daar waar egte geloof is, daar is werke om dit te bevestig. Ons sien dit in Abraham se lewe. Daarom sê Jakobus 2:18, en nou wil ek vir u sê, hoor mooi wat sê, maar iemand sal sê, jy die geloof en ek die werke, toon my jou geloof uit jou werke, en ek sal jou uit my werke my geloof toon. So, Jakobus sê, werke red jou nie, maar dit getuig van die realiteit van jou geloof. En weet jy wat gebruik hy om sy punt te illustreer? Nou, die Nuwe Testament is hoofsaaklik net aanhalings uit die Ou Testament. Weet jy wat gebruik hy om sy punt te illustreer? Ons verhaal. Jakobus 2:21-22. Is Abraham, ons vader, nie uit die werke geregverdig toe hy Isak sy seun op die altaar geoffer het nie? Sien jy dat die geloof saamgewerk het met sy werke en dat die geloof volkome geword het uit die werke? So, wat Jakobus sê is, Abraham se gehoorsaamheid het hom nie gered nie, maar sy gehoorsaamheid was 'n bevestiging dat hy gered is. En dis wat u en ek nodig het, sekerheid van saligheid. Hoeveel van u, as ek net laat ek net een keer saam met jou koffie drink, en ek kan jou laat twyfel oor jou saligheid. Want daar is soveel dinge wat jy sal dink, ek weet nie of dit so met my gewerk het. Ons kan baie maklik twyfel. Wat gee vir ons vastigheid? Wat gee vir ons sekerheid? Toetse, beproewings. En jy bly by die regte. Jy doen wat reg is. Jy bly by die woord. Jy gehoorsaam die woord. Jy dien die Here. 1 Johannes 2:5 sê, maar elkeen wat sy woord bewaar, in hom het die liefde van God waarlik volmaak geword. Hieraan weet ons dat ons in hom is. Hoe weet ons? As ek doen wat hy sê. As ek gehoorsaam dit wat hy vir my gee. Nou ek sluit af. Ons weet hierdie is 'n belangrike stuk. Hierdie gedeelte, hierdie verhaal is 'n belangrike verhaal. Ons weet dit omdat die Nuwe Testament so baie daarna verwys. Ons het Jakobus 2 al gesien, Hebreërs 11 verwys daarna. Tog na my mening is daar baie gedeeltes in die Nuwe Testament, maar veral die een waaraan ek dink, wat die beste verwysing is na ons verhaal, maar dit word nie direk raak gesien nie. Voorbeeld, Romeine 8:32. Paulus moedig die kinders van die Here in Rome aan om volhardend te ly, om vas te byt. Man, julle kry swaar, maar julle moenie opgee nie. Doen die regte ding. Laat julle geloof bevestig word. Nou moedig hy hulle aan. Hoor wat sê hy in vers 32. Hy wat self sy eie seun nie gespaar het nie, maar hom vir ons almal oorgegee het. Hoe sal hy nie saam met hom ons ook alles genadiglik skenk nie? Paulus sê hy het reeds sy seun gegee, Jesus. Sal hy nie vir ons alles gee wat ons nodig het om te volhard nie? Sal hy nie vir ons alles doen wat nodig is dat ons kan vas staan en dat ons aan die kant sal uitkom nie? Die antwoord is voor die hand lig, en natuurlik sal hy alles doen. As hy sy seun gegee het, wat beter kan hy gee? Daar's niks beter as Jesus nie. En Paulus sê, hy het klaar sy seun gegee. Nou ek wil my verstout om te sê, Paulus, want hy was 'n Fariseer, voor hy nog
tot bekering gekom het, was hy Fariseer. Hy het die Bybel geken, hy het die Ou Testament geken. Toe hy Romeine 8:32 geskryf het, hy wat self sy eie seun, toe het hy gedink aan die woorde van vers 12, moenie jou hand na die seun uitsteek en doen hom niks nie, maar nou weet ek dat jy God vrees en dat jy jou seun, jou enigste van my nie terughou nie. Hy wat sy eie seun, toe dink aan hierdie illustrasie van Abraham, wat sy eie seun, hierdie een wat hy lief het, nie terughou het nie. So ons kan na die Here Jesus toe gaan, ons kan na God toe gaan en vir hom sê, Here, nou weet ek dat U my lief het, want U het U enigste seun alreeds gegee. Daar was egter nie 'n engel wat hom teruggehou het nie, daar was niks wat teruggehou het nie, God se toorn het op Jesus neergekom, die mes is nie weerhou nie, God se straf het Jesus getref, maar ek kan sê, Here, U het U enigste seun gegee vir my. Dis die bewys. Johannes 8 vers 56, Abraham, julle vader, het hom verheug dat hy my dag sou sien, en hy het dit gesien. Hy het hom verbly. Ek wil nog baie daaroor sê, maar al wat ek gaan sê is, watter gedeelte verwys die Here Jesus na, toe hy gesê het, Abraham, ons vader, het my dag gesien. Wat 'n dag? Waarna verwys hy? Die ram, met die in plaas van Isak offer, daar's geen duideliker beeld nie. Hy het die manier gesien waarop saligheid na die mens toe sou kom. Iemand anders moet in my plek sterf, en daarom hoef ek nie te sterf nie, want daar is 'n plaasvervanger. Dis die evangelie. Maar dit, vriende, gee vir ons 'n boodskap. Nou dit is die appel aan u, is jou geloof in hierdie Jesus, maar dan gee dit vir ons 'n boodskap om te gaan uitdra, en die boodskap is Johannes 3 vers 16. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy seun gegee het, sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Ons vanoggend die kindertjies by die sonnaskool gepraat oor hierdie algemene Christelike kerk. Elkeen wat in hom glo. Maak nie saak waar jy vandaan kom nie. Maak nie saak wat jy gedoen het nie. Dit maak nie saak hoe jou lewe lyk nie. Glo in die Here Jesus en jy sal gered word. Vertrou in hom, ken hom, vertrou hom vir jou saligheid. Dis die redding in hierdie verhaal. En mag die Here ons help as ons dink aan Abraham en Isak, om te sê, Here, dis hoe lief U my het. U het U seun gegee. Dit gee my 'n boodskap om te gaan uitdra. Dis hoe lief U die wêreld het. Amen. Kom ons bid saam. Ons wonderlike Here, wanneer ons besig raak met U woord en met U dinge, dan ontbreek die tyd dikwels. En ons besef, dis die woorde van wat U gegee het vir die Emmausgangers daar, waar ons dikwels voorskuldig staan, o onverstandiges, julle wat traag gehoor het, om te verstaan dit wat deur die profete gesê word. U breek U woord vir ons oop, U gee vir ons, U wys vir ons die illustrasies. Maar vergewe ons dat ons dikwels traag is om hieroor te dink. Belangriker nog om dit toe te pas in ons lewe. Ons het elkeen hierdie kennis van beproewings, dinge wat skeefloop in ons lewe. Hoekom vra ons? Hoekom moet dit met my gebeur? Ons vergeet die groter prentjie is omdat God jou liefhet. Die plan wat hy het, die doel, die rigting waarmee hy met jou op pad is 'n heerlike plek. Daarom moet ons U, die Gewer, vertrou en volg, bo die geskenke wat U vir ons gee. Ons loof U vir U goedheid. Dankie vir oomblikke soos hierdie waar die woord vir ons gebreek word. Sal U ons daardeur voed. Amen.